Hoe vorder die ENSO-toestande en wat lê vir ons vir die res van die seisoen? Hierdie week se AMT landbouweervooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Ek weet ek vra dit elke week, maar sal jy asseblief ons 'n groot guns doen en ons volg op YouTube of op Facebook. Dit verseker dat ons hierdie inligting week na week vir jou kan bring. So baie dankie vir jou ondersteuning. Goeiedag. Ons het hier in die eerste 10 dae van Maart 'n redelike hoeveelhede reën gehad, nie swaar reën oor die grootste deel van die land nie, maar ten minste oor die somergraangebiede, Noordwes, Vrystaat gedeeltes, maar Mpumalanga se kant heelwat minder reën, veral die westelike dele van Mpumalanga. Die noordelike dele, noordoostelike dele van Limpopo kan ons sien die swaar reën wat daarvoor gekom het, met selfs vloede, met 200 mm of meer in kleiner gedeeltes. As ons na hierdie kaart kyk, dan die westelike dele van Mpumalanga, so dis daardie van Bethal, Delmas, dele van Standerton, selfs hier na Vrystaat, Vrede se kant toe, het ons min reën gehad, hierdie eerste 10 dae van Maart. Nou om 10 dae nie reën te kry nie is waarskynlik nie die ergste nie, maar as ons gaan kyk wat het in Februarie gebeur, dan is daardie selfde kol wat droog gebly het, omtrent geen reën wat voorgekom het nie. Ons kan sien daai wit sirkel met die wit lyn omkring daardie gedeeltes, en dis waar die swakste opbrengste verwag word, permanente skades wat daarvoor gekom het, en reën gaan nie meer veel help nie. Maar oor ander dele, die strategiese waarde van hierdie reën in die Februarie, maar veral in die eerste 10 dae van Maart, is baie groot, en dit help, of het gaan help, dat die oes ook stabiliseer, en dat ons steeds 'n redelike groot mielieoes gaan kry. Wat verwag ons vir die volgende week of 2? Hier van 19 tot 25 Maart, dis die hoeveelheid millimeters wat verwag word, kan ons sien dat die blou gedeeltes, meer as 25 mm wat kan voorkom, so dis omtrent die oostelike helfte van die land, weswaarts ook reën, so omtrent die hele land, behalwe die Weskus gedeeltes. 26 Maart tot 1 April, amper dieselfde prentjie, weer eens die westelike, suidwestelike dele van die land, baie minder reën wat daar gaan voorkom, en ons weet hoe droog is dit daar, maar nou ja, dit is 'n winterreënvalgebied. Die res van die land, redelike kans, dat ons in die volgende 2 weke 10 na 40, 50 mm kan kry. Minder reën weswaarts, meer reën ooswaarts. Waar staan ons in terme van El Niño en La Niña? Nou die La Niña het omtrent 2 maande langer aangehou as wat ons voorspel het in die begin van die seisoen. As ons na hierdie grafiek kyk aan die linkerkant, Februarie, Maart, April, die FMA aan die onderkant, die waarskynlikheid vir La Niña of is die blou, die grys is neutraal, en dan die rooi gedeeltes El Niño. So ons kan sien waar ons nou is. Ons is nog so bietjie La Niña, maar ons gaan in die volgende 3 maande oorgaan neutraal, en dan van omtrent hier midwinter, Junie, Julie, Augustus, gaan ons El Niño toe gaan. Nou hierdie voorspelling van El Niño, die rooi stafies, het omtrent met meer as 20% gestyg in die laaste week of 2. So ons is bokant 80% kans, so die kans dat ons nie El Niño gaan kry nie, is omtrent 0. So ons is in vir 'n El Niño vir hierdie jaar wat voorlê. Ons kan miskien net kyk, hoe sterk kan hierdie El Niño word? Nou daar is voorspellings van 'n sogenaamde super El Niño, 2015-16 was een, 1997-98 was een, waar seetemperature warmer is as 2 grade Celsius bokant die normaal. Kyk ons na hierdie grafiek, as ons links onder begin, Maart, April, Mei, nou dit was verlede seisoen gewees, en afwyking vanaf die gemiddeld, die vaste lyn aan die onderkant van die horisontale stippellyn, dit is wat gebeur het, en ons kan sien koeler is normaal, La Niña neigend. Waar ons huidig is, die lang vertikale staaf,
kan ons sien ons is so op die grens tussen La Nina en neutraal. 0.5 grade Celsius afwyking is gewoonlik die grens. En dan die voorspelling, verskillende modelle vir hierdie volgende tyd, die gekleurde lyne met die gebroke lyn, die gemiddeld daarvan. En eerstens kan ons sien dat ons hier Mei, Junie, Julie se kant behoort ons die 0.5 grade Celsius warmer as normaal te oorskry. En dan gaan ons hier na omtrent 1.4, 1.5 grade Celsius warmer as normaal, waar hy behoort te piek volgens hierdie grafiek. Maar baie onsekerheid. Dit maak in elk geval nie baie saak of dit 'n matige of 'n sterk of 'n super El Niño is nie. El Niño het 'n ander reënvalpatroon en dit gee vir ons gewoonlik droër toestande, veral in die tweede deel van die seisoen. En vanjaar kan ons ook super warm toestande kry. Ons weet die aarde word warmer en El Niño las nog temperatuurladings by. Ons skuif ons fokus 'n bietjie na die VSA, want in die volgende 2 maande moet aanplantings plaasvind. Hierdie is die reën vir die afgelope 3 maande of 90 dae. Ondergemiddeld, die bruin, die wit gedeelte is omtrent die gemiddeld en die groen bo-gemiddeld. So as ons na hierdie kyk, die westelike state, wat vir ons wat meer as 40% van die oppervlakte van mielies verteenwoordig, ondergemiddelde reën wat voorgekom het, so hulle gaan met swakker grondvoogtoestande begin. Die westelike of die oostelike gedeelte is die groen, bo-gemiddelde reën. As ons kyk na die vooruitskouing vir die volgende 3 maande, Maart, April, Mei, weer eens vir die mieliegordel omtrent daai wat so rofweg aangedui is in daardie blok. Aan die ooste kant, die groen bo-gemiddelde reën, die sentrale tot noordwestelike gedeelte is omtrent gemiddeld, die wit gedeelte en dan die bruin gedeelte met ondergemiddeld. So daar is nog 'n redelike risiko vir veral die westelike gedeeltes dat aanplantings nie te laat gaan plaasvind nie en dat die begin dalk nie so goed gaan wees nie. So as ons kyk net kort opsommend, die droë kol in Mpumalanga duur voort, so die westelike gedeeltes, en daar's permanente skades aan die oes, reën gaan nie veel meer nou verskil maak nie. Die res van die somergraangebied lyk goed, tot redelik goed, met swakker kolle, kleiner kolle. Daar's nog reën op pad in die volgende 2 weke vir groot dele van die land. El Niño se koms raak al hoe meer sekerder, so ek dink nie ons gaan dit ontsnap nie. En die VSA se planttoestande vir somergrane, swakker weste kant toe, maar beter na die ooste kant toe. So dis wat ek vandag te sê het, en mooi loop. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Sien weer volgende week.